Goeiemôre broers en susters, baie welkom by hierdie dankfees vanoggend. Dit is 'n Sondagoggend en ons kan in die kerk wees en die Vrystaat is nat. So ons het baie om voor dankbaar te wees en dan het ons vanoggend hierdie geleentheid, eenmaal in 'n leeftyd waar ons die dankfees kan deel hê aan waar ons die nuwe vertaling van die Bybel in gebruik neem in die kerk. Het is my voorreg om 'n paar spesifieke mense ook te verwelkom by ons dankdiens vandag. Eerste plek vir professor Andries Breitenbach en mevrou Breitenbach, baie welkom. Professor Breitenbach is voorsitter van die begeleidingskomitee van die Bybel 2020 vertaling, so ons is dankbaar u is hierso. Professor Jan Barkhuisen en mevrou Barkhuisen ook baie welkom aan u vanoggend hierso. Professor Barkhuisen is lid van die tweede redaksionele komitees van die Bybel 2020 vertaling, so prof is ook goed om u weer te sien. En dan Dr. André Ungere en mevrou Ungere, baie welkom hierso. Soos wat ons weet is Dr. Ungere voorsitter van die kommissie van die Algemene Kerkvergadering. Dokter, is goed om u weer in lewende lywe te sien. Ons het kere wat geskakel via Zoom, so is goed om u in die Vrystaat ook te sien vandag. En dan die verteenwoordigers van ons kerk by die Bybelgenootskap, Dr. Gerard Lindekie, Dr. Sanri de Beer en dan ons eie dominee Jan de Wet en hulle gades, baie welkom julle almal ook hierso vandag. En dan besoekers uit die buiteland, Belankie en Bani van der Walt, baie welkom ook hier, is goed om julle ook vandag hier te hê en deel te hê van die feesvieringe. En dan lidmate van Bloemfontein en Bloemfontein Wes, en julle almal uit die hart en saak baie welkom hierso. Ek sien nie, weet nie of Dr. Johan hier is nie, maar ook aan hom welkom as hy hier is. Geniet die verrigtinge, soos ek sê, ek dink is eenmaal in 'n leeftyd dat 'n mens deel kan wees van so 'n dankfees en die gebruikneming van 'n nuwe vertaling. So onthou elke oomblik en maak die meeste daarvan. Die verrigtinge gaan dan nou begin met die toetredelied, Vonklied 137 vers 1 en die kinders moet dan nou ook hulle ding doen van nou af. Geniet die res van die verrigtinge. Die Here sê vanoggend vir elkeen van ons, ek sien dwars deur jou, ek ken jou. Of jy sit en of jy opstaan, ek weet dit. Ek ken jou gedagtes nog voordat hulle by jou opkom. Of jy reis en of jy oorbly, ek bepaal dit, ek is met al jou paaie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op jou tong nie, of ek weet wat dit gaan wees. Ek omsluit jou van alle kante. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing dan vanoggend ons lofsang saam uit Gesang 388.
die eerste strofe. Broers en susters, kom laat ons saam bid. Here, U woord is die lamp wat die pad vir ons wys. Baie dankie dat U ons lewe verlig deur soveel eeue heen. Dankie vir elke verteller wat U woord oorvertel het. Dankie vir elkeen wat dit opgeskryf het. Dankie vir elke boekskrywer, elke briefskrywer. Elkeen wat 'n aandeel gehad het om die woord tot stand te bring. En Here, vandag kan ons 'n nuwe vertaling van U woord verwelkom. Baie dankie vir elkeen wat meegewerk het, elke vertaler, elke taalkundige, elkeen wat gewerk het om die produksie moontlik te maak. Elkeen wat ons help om dit te versprei. Here, ons is so dankbaar dat ons dit vir die 3de keer in ons geskiedenis as volk in ons eie taal kan verwelkom. Here, ons bid U onmisbare seën op ons verrigtinge hier. Wil U met elkeen wees wat op een of ander manier 'n bydrae sal lewer dat ons U naam kan groot maak en eer. Ons dra hulle aan U op wat die musiek vir ons maak. Hulle wat vir ons gaan voorlesings doen. Hy wat vir ons die boodskap gaan bring. Wil U gee, Here, dat dit alles ons sal inspireer om die lig wat U woord vir ons maak te volg. Help ons om binne die lig van U woord te gaan leef. Hoor ons in Jesus se naam. Amen. Genesis 1 vers 1 tot 5. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. V'haaretz hayeta tohu v'bohu. V'choshek al pnei tehum. V'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim yehi ur. Vayehi ur. Vayar Elohim et ha'ur kitov. Vayavdel Elohim ben ha'ur uben ha'choshek.
Vayikra Elohim Laor Yom, Velachoshek Kara Laila, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Genesis 1, versen 1 tot 5. In den beginnen schep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond. En de geest Gods zweeft over de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde dit licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en toen was het morgen geweest, de eerste dag. Genesis 1 vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat dit goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. Genesis 1 vers 1 tot 5. Skepping. In die begin het die God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en die donkerte was oor die oerwater. Maar die gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het toe die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig dag genoem, en die donker het hy nag genoem. En dit was aand, en dit was oggend, dag 1.
Johannes 1, 1 tot 5. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos, hutos en arche proston theon, panta di autu egeneto, kai chores autu egeneto udehen hogegeunon, en autu zuen en, kai zue en to tuen anthropon, kai to fus en tiscotia fainei, kai escotia auto kat elaben. Johannes 1 vers 1 tot 5, die vleeswording van die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Uit die Bybel vir almal. Die woord was daar voor alles begin het. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was in die begin by God. God en die woord het alles gemaak. God het niks alleen gemaak nie. Hy en die woord het alles gemaak. Die woord het die lewe gebring en hierdie lewe was die lig vir die mense. Hierdie lig skyn in die donker en die donker kon die lig nie doodmaak nie. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God en alles het deur hom ontstaan. En sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was in die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jou woorde is 'n uitdrukking van wie jy is. Dit openbaar jou identiteit. God se eerste woorde in die Bybel is inderdaad woorde van hoop. Laat daar lig wees. Honderde jare later ekho hierdie woorde in die goeie nuus volgens die evangelie van Johannes. In die begin was die woord. In hom was lewe en die lewe was die lig vir die mense. En vandag op 29 November 2020 hoor ons hierdie kosbare woord weer eens in Afrikaans, die Bybel 2020 vertaling. Die jaar 2020, die jaar van die Bybel, was 'n chaotiese en 'n donker jaar vir baie van ons gewees. Maar ons kan dit afsluit met 'n boodskap van hoop. 'n Nuwe vertaling van die Bybel in ons eie moedertaal. Die bekendstelling van die Bybel 2020 val vanjaar saam met die eerste Adventsondag wat uitloop op Kersfees. Die begin van 'n nuwe kerkjaar, 'n liturgiese jaar. Ons vier die feit dat die woord vlees geword het en onder ons kom woon het. Ons vier met dankbaarheid die boodskap dat God telkens weer en weer na ons toe kom. En oor 'n nuwe begin met my en jou maak in ons lewens. Ja, geliefdes, selfs in die donkerste en mees chaotiese tye van die lewe, is God steeds daar teenwoordig. Dit was nog altyd so gewees. Sonder God se voortdurende en kreatiewe betrokkenheid sou die lewe totaal en al chaos en duisternis gewees het, en sou die bestaan van lewe onmoontlik gewees het. Dit is volgens die woordelys in die Bybel 2020 die betekenis van die oerwater waarna daar verwys word in Genesis 1 vers 2. Hierdie woord wil vir ons 'n prentjie skets van verlorenheid, van leegheid, van bedreiging. En daarom is dit so 'n wonderlike troos dat daar in daardie vers staan: maar die Gees van God het oor die water gesweef. Daar was nog altyd 'n onlosmaaklike band tussen die woord van God en die Gees van God. Sonder die Gees van God is die verstaan van God se woord en die betekenis daarvan ook vir jou en my nie moontlik nie. Maar is dit nie so pragtig? Dis eintlik vir ons 'n groot troos, broers en susters, dat daar nie net chaos is nie, dat daar nie net duisternis is nie, maar dat daar 'n streepie lig is. Maar by God is daar altyd 'n maar. By God is daar altyd 'n moontlikheid. In die Hebreëse teks is daardie woordjie maar net so een dun streepie. Maar ongelooflike betekenis. God is by my en jou, ook wanneer ons in die donkerste en chaotiese tye van ons lewe is. Jesus Christus se koms na hierdie wêreld toe het hierdie boodskap opnuut bevestig. Die woord het deur die eeue die boodskap steeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. As menseseun gebore, het hy by ons kom woon. Met Jesus Christus se geboorte, sterwe en opstanding het God weer eens 'n nuwe begin met sy skepping gemaak. Deur Jesus Christus het God ons kom bevry van die duisternis van die sonde en die dood.
'n situasie van wanhoop en dood word deur God omskep in die grootste oorwinning van alle tye. Jesus Christus word deur God opgewek uit die dood. Die graf is nie meer ons einde nie. Ons kan leef met hoop op 'n heerlike toekoms wat reeds begin het. Vandag sit God sy skepingswerk voort deur die Bybel en maak hy steeds mense se lewens nuut deur sy woord en gees wat aan mekaar verbind is. Die Bybel is God se woord in mensetaal. En vandag bereik hierdie boodskap van God se hoop miljoene mense in hulle eie taal reg oor die wêreld. Daarom is die vertaling van die Bybel so 'n belangrike en 'n groot verantwoordelikheid. En ons sidder eintlik voor die gedagte dat mense deur die vertaling van die Bybel telkens probeer om iets van God se boodskap, God se woord, God se hoop aan die mensdom weer te gee. Maar weer eens is God se gees betrokke. Want God se gees rus ook mense toe, kundiges toe, om sy woord te kan vertaal, sodat ons dit kan verstaan en kan gebruik. Wees daarom dankbaar dat jy 'n Bybel in jou eie taal het. God se woord bring ook nog in my en jou lewe van elke dag weer eens hoop in die situasies waarin ons bevind. Want deur die Bybel leer ons vir God self ken. God is die skepper van hoop, die bron en die oorsprong van hoop. My liewe broer en suster, ek weet nie met watter vorm van duisternis of chaos jy dalk op die oomblik in jou lewe te doen het nie. Maar deur sy woord sê God ook vandag vir my en jou, laat daar lig wees. Laat daar lig wees. Daar is hoop. God skep elke keer weer nuwe geleenthede. Moet dus nie leef asof dit jou laaste dag is nie. Maar leef asof dit jou eerste dag is, waarvan ons ook net nou gehoor het. Dag 1. Dag 1 van die res van jou lewe. Ek en jy het egter ook die voorreg om deel te wees van die veel groter prentjie van die verspreiding en die verkondiging van God se woord wêreldwyd. Ons is draers van die goddelike woord. Het jy al ooit so daaraan gedink? Soos Maria, die moeder van Jesus, wat ook 'n draer was van die goddelike woord. Wanneer sy vir Elisabeth besoek en haar groet, dan spring die kindjie in Elisabeth se moederskoot van vreugde. 'n Ontmoeting met Jesus Christus, die woord, kan 'n mens nie sonder reaksie los nie. Dit het altyd 'n reaksie tot gevolg. En ek en jy het die voorreg om die wêreld met hierdie woord te bedien. Daarom is ons woorde so belangrik. Want deur ons woorde ervaar ander mense iets van God se teenwoordigheid. Vra jouself af, watter effek het my woorde op ander mense? Bring dit hoop? Bring dit lig? Helder dit op? Laat dit ander goed voel oor hulle self? Of is dit kwetsend? Maak dit seer? Veroordelend en afbreekend? Kom ons let dus hoe ons ook praat as draers van die goddelike woord. Deur die eeue heen het God nog altyd met en deur mense gepraat. God praat deur die verhale, die gedigte, die preke, die briewe en liedere wat deur die loop van eeue opgeteken is. En uiteindelik is al hierdie getuienisse oor God vir ons saamgevat in 'n boek,
wat ons die Bybel noem, die woord van God. God se asem, God se gees, is tussen die bladsye van daardie boek. Ons ervaar dit elke keer weer, wanneer ons self die Bybel in die hand neem, en dit gebruik, en daarna soek, na God se stem. En wie van ons, geliefdes, het nie al daardie wonderlike ervaring gehad, van om die stem van die Here vir ons te hoor, in ons lewe van elke dag. Elke dominee sal ook vandag met dankbaarheid getuig, en dis sekerlik die wonderlikste deel van die predikantsamp, is daardie oomblik wanneer 'n mens ervaar, dis wat ek moet sê. Dis God se gees, wat steeds nog deur sy woord in my en jou werk. Daai oomblikke wanneer jy hier in die kerk sit en dit vir jou voel asof die dominee nou net met jou praat. Dis God se gees. Wanneer jy daardie stukkie lees uit die Bybel of 'n dagboek stukkie en ewe skielik wonder jy, maar hoe is dit moontlik dat hierdie stukkie wat ek al soveel keer in my lewe gelees het, ewe skielik vandag weer met my praat, of nie met my praat, of hoe het hierdie persoon geweet, ek het vandag nodig om dit te doen, te hoor. Liewe broer en suster, dis so spesiaal. Dis God se gees, wat gesweef het oor die waters, wat nog steeds met my en jou praat vandag. Ons het iets daarvan gehoor in die voorlesings wat ons nou gehoor het hier deur die verskillende voorlesers. Maar mag dit wees dat hierdie nuwe vertaling ook met my en jou praat. God met ons praat deur hierdie nuwe vertaling. Want watter taal praat God? Watter taal praat God? God praat 'n taal wat ons almal kan verstaan. Dis 'n taal wat nie vertaal hoef te word nie. God praat die taal van liefde. Dis 'n taal wat nie woorde het nie. Dis 'n taal wat spreek deur dade. Dis die taal van om geduld te hê met iemand se swakhede, van 'n vriendelike groet, om iemand anders iets te gun wat ek myself gun. Dis 'n taal wat spreek van nederigheid en dankbaarheid. Dis 'n taal wat die waarheid praat. Dis die taal van verdraagsaamheid en bo alles vergifnis. Ja, liewe broer en suster, dit is die taal wat ons Here Jesus ons kom leer het. Waar ons dit uitleef, kom God aan die woord. Waar dit gebeur, spreek die Here en word die tyd oomblikke van ewigheid. Dan breek die lig van God se eerste woorde telkens weer deur in ons wêreld. Laat daar lig wees. Amen.
Kom ons bid saam. Prys die Here met blye galme. O my siel, daar's ryke stof. Dit is die taal van ons hart vanoggend, Here. Ons dank U dat ons van ons kinderdae U woord in ons huise gehad het. U woord wat deur die eeue met ons gepraat het. Ons dank U dat U Uself deur die eeue aan ons bekend gemaak het. Dankie Here vir profete en apostels, wat die lig van U woord en die swaard van U wil deur die wêreld gedra het. Ons dank U vir ons protestantse erfenis, wat dit ook vir ons moontlik gemaak het om U woord in ons eie hande te kan hou, in ons eie taal te kan hoor. En daarom vandag is daar dankbaarheid in ons harte, dat ons weer nuut in die taal wat ons praat, U woord kan hoor en kan vashou. Here, U woord is die baken vir die pelgrim, is die lig vir ons voet, is die lamp van ons hart en die vreugde van ons siel. Ja, ons Vader wat in die hemel woon, heilig is U woord. Laat U koninkryk kom. Laat U woorde op die aarde gehoor word, net soos in die hemel. Gee ons elke dag U heilige woord. Lei ons en ontmoet ons elke keer as ons U woord lees. En Here, vergewe ons waar ons in die verlede nagelaat het om U woord te lees. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here en dra dit met jou saam. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geagte professor Breitenbach, mevrou Breitenbach, professor Barkhuizen, mevrou Barkhuizen, kollegas, gades, broers, susters, 'n hartlike goeiemôre op hierdie besondere dag wat ons so by mekaar kan wees. In die prediking is daarna verwys. Vanmiddag is daar gebeure by die Universiteit van Pretoria. In die ganse kerk, nie net die hervormde kerk nie, maar ook die NG Kerk vandag en ander kerke word hierdie gebeure gevier, so met die begin van Advent. Maar dit is my voorreg om vanoggend 'n oorhandiging te doen, en ek het gekyk na Esegiel 3 weer, waar daar 'n baie interessante gebeure beskryf word. Die Here sê vir Esegiel, daar's 'n boekrol voor hom, eet die boekrol, en dat jy daarmee versadig word. En dan eet die profeet die boekrol en staan daar, dit was soet soos heuning. Nou 'n vertaler, en dan verwys ek in besonder na professor Breitenbach en professor Barkhuizen, moet in baie opsigte, en nou sê ek dit in aanhalingstekens, die boekrol eet. Daardie Bybelboek waarmee hulle besig is, moet hulle letterlik hulle eie maak. Dit moet kan verteer in hulle self. Dit moet deel van hulle DNS word, hulle geestelike mondering, en dan met al die kundigheid, met die vakkennis waarmee hulle self so goed toegerus het, met God se gees waarna Dr. Gerard verwys het, wat by alles teenwoordig is, vloei die eerste inkstrepe van 'n vertaling. Deesdae is dit nou die rekenaar wat gebruik word. En ek kan my goed indink dat daar baie stryd en worsteling en selfs vertwyfeling by so 'n proses is, dat dit heel dikwels nie soet soos heuning is nie, maar baie keer maar asynsuur in die worsteling. Maar uiteindelik, soos wat ek julle twee ken, oor baie jare, altyd het vir my klas gegee, vir die meeste van ons hier, en soos wat ek God ken, in al die prosesse waarin hy met ons betrokke is, kom daar 'n punt, 'n oomblik, waarin ons kan sê, nou het ons die soetsmaak van heuning. En die produk waarby julle betrokke was, het vir julle soos heuning geword. Maar veral vir ons vandag wat die 2020 vertaling in die hand kan neem, oor die hele kerk in Suid-Afrika, is dit 'n soete gebeure. Soet soos heuning, om hierdie jeuglike oomblik so saam te kan vier, en saam te kan beleef. Dit is voorwaar 'n geskiedkundige oomblik, 'n oomblik, 'n dag, wat ek altyd sal onthou, sal koester. Dit dan so ter inleiding, en dan gaan ek aan albei die professore 'n oorhandiging doen. In my hand is daar 'n skrywe wat deur my onderteken is namens die kerk, die hervormde kerk. Ek gaan dit nou nie by elkeen lees nie. Miskien moet ek nou maar net die inleiding lees wat professor Breitenbach se brief betref, en as ek die oorhandiging aan hom gedoen het, lees ek die 2de paragraaf en die 4de paragraaf
wat by beide die professore dan dieselfde is as ek by professor Barkhuizen se oorhandiging kom. Nou waardering vir u werk as Bybelvertaler, dit is nou professor Breitenbach. Die Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika het met dankbaarheid kennis geneem van die groot bydrae wat u gelewer het in opsigte van die vertaling van die Bybel 2020 wat vandag bekend gestel word. Die kerk is die Here dankbaar vir mense soos u met die besondere gawes om hierdie belangrike maar ingewikkelde taak te kan verrig. Die kerk het groot waardering daarvoor dat u nie net vir 'n bepaalde deel van die vertaalwerk verantwoordelikheid aanvaar het nie, maar ook waardevolle diens gelewer het as, en nou is die verskillende voorbeelde daarvan welke wyse professor Breitenbach diens gelewer het. In die eerste plek as ondervoorsitter van die begeleidingskomitee, in die tweede plek voorsitter van die redaksionele komitee Ou Testament, en derdens brontaalkenner, eksegeet en intra-vertaler. Dit is dan vir my aangenaam om professor Breitenbach na vore te roep, om hierdie oorhandiging te kan doen. Professor, baie dankie, baie geluk, mag die Here u ryklik seën in die jare wat voor lê, vir u en die geliefdes. Baie dankie. En dan die tweede deel van die skrywe. Ons is diep onder die indruk van u geweldige toewyding oor jare heen en die persoonlike opofferings wat hierdie omvangryke werk van u geverg het. Die Hervormde Kerk is baie dankbaar dat u vanuit ons kerk so groot bydra tot hierdie vertaling kon lewer. 'n Vertaling wat waarskynlik vir dekades lank die standaard teks van die Bybel onder Afrikaans sprekendes gaan wees. Die kerk weet dat u hierdie groot taak in die eerste plek tot eer en verheerliking van God verrig het. Nogtans vertrou ons dat u na soveel jare se toegewyde werk ook die vervulling sal ervaar van 'n reuse taak wat nou afgehandel is. Ons weet dat hierdie werk in 'n sekere sin die kulminasie van dekades se studie is, en ons glo dat u met u groot aandeel in hierdie vertaling van die Bybel 'n blywende nalatenskap agtergelaat het, wat 'n groot invloed gaan hê op die geloofsvorming van toekomstige geslagte. Nou professor Barkhuizen het ook 3 onderskeidende dele wat ek wil noem. Hy was die ondervoorsitter van die begeleidingskomitee, die voorsitter van die redaksionele komitee Hy was 'n brontaalkenner. Ek is nou heel deur mekaar. Lid van die redaksionele komitee Nuwe Testament en lid van die redaksionele komitee Deuterokanonieke boeke. So ek wil dan vra dat professor Barkhuizen asseblief ook na vore sal kom. Professor, baie geluk, baie seën, baie dankie. Sterkte ook op die lewenspad vorentoe. Ek wil dan graag geleentheid gee vir professor Breitenbach en daarna professor Barkhuizen as julle 'n dankwoord of 'n woord wil spreek. Baie welkom. André, Dr. Ungerer, geagte gaste, eregaste, baie dankie vir die vriendelike gebaar van die kerk, van hierdie oorhandiging, ek waardeer dit.
as 'n mens met die vertaling besig is, dan doen jy die werk. Jy weet jy moet dit doen en jy doen dit ook met vreugde. Baie lang ure wat daar ingaan, maar het is werk wat op die ou end met al die probleme waarmee jy sit om te vertaal, wat op die ou end tog jou dankbaar maak dat jy dit kon doen, daaraan kon deel hê. Ek wil graag by hierdie geleentheid aan my vrou en aan elke vrou van elke vertaler hulde bring vir die ongerief wat hulle moes verduur met hierdie vertaling. As hulle nie daar was nie, sou ons nie geëet het nie, ons sou nie werklik die deel kon doen wat ons gedoen het nie, en hulle het eenvoudig altyd op die agtergrond maar so gewerk, so meegewerk, so ondersteun dat hierdie werk afgehandel kon word. En daarom sê ek vir my vrou en ook vir Anne en vir elkeen wat daarbey betrokke was, baie dankie. Ja, ek het geleer om baie kort te preek en ek dink dis genoeg wat ek gesê het. Nogmaals dankie vir die oorhandiging en ek waardeer dit opreg dat die kerk op hierdie wyse ook erkenning gee. Baie dankie. Goeiemôre. Professor Breitenbach het alles gesê en ek kan dus maar net sê dankie. Dit is 'n groot voorreg om deur jou kerk erken te word vir baie jare se harde werk, worsteling. Partymal het ek ook gedink die goed is vir my Grieks. Jy weet, toe ek in 1966 tot 72 hier by Bloemfontein Grieks doseer het ek nooit kon dink dat ek deel kon wees van hierdie dag, soveel jare daarna nie. Dit is 'n wonderlike voorreg om dit te kan wees. 'n Mens weet wragtig nie hoe werk God met 'n mens se lewe nie. Hy doen dit op 'n ongelooflike manier wat jy nooit verwag. Ek wil ook net graag sê, vir my vrou baie dankie sê. Sy is die rekenaarpersoon. Anna, jy moet nou kom help. Stuur vir my hierdie goed. Hier's Bernard se goed alweer. En so ek wil vir Anne sê baie dankie vir die ongelooflike tyd wat jy saam met my die pad geloop het. Moet ek nou vir Christa ook maar dankie sê, né? Vir jou. Baie dankie vir die kerk se erkenning, vir hierdie dag wat ons kan beleef. Dit sal werklik nooit uit my gedagtes gaan nie. Ek het op 'n stadium vanmôre vir iemand gesê, ek wou graag vir studente wat ek klas voorgegee het gesê het, ek vra vreeslik verskoning, maar ek was nie op die konsilie waar hulle besluit het die Nuwe Testament moet in Grieks geskryf word nie. Maar baie dankie ook dat ek dit kon deel oor die jare met studente en ek sien hulle hierso voor my en dit maak mense hart bly om te sien waar ook hulle in die lewe bereik het. Ek hoop daardie ding wat ons ontvang het is 'n heuningkoek. Want ek het nou die soet nodig. Baie dankie en die Here seën u ook hier in u gemeente. Dankie. Nou ja, broeders en susters, nou moet ek iets sê. Nou hierdie pragtige mense wat voor my gepraat het, daar is my gevra om 'n paar bedankings te doen, maar ek wil vir Dr. Gerard dan net sê, baie dankie. Kan julle dink wat sou gebeur het vanmôre, as ek die Hebreëus en die Grieks moes lees? Ai, mense, dit sou seker 'n ding gewees het. Ek het professor Andries so 55 jaar gelede die eerste keer in my lewe ontmoet. Hy het my probeer Hebreëus leer. En
Ek het daarom deurgekom op die ou einde. Prof Jan het ek so 'n bietjie later gesien, toe ek so 'n bietjie buitemuursklas gedraf het. Maar nou, hier staan ons vanmôre en ek wil maar net die opdrag wat aan my gegee is, vir ons broeders en susters, juist by 'n geleentheid soos hierdie, wat ons vandag bevoorreg was, om te kon beleef, ek dink nie so 'n ding val net sommer uit die lug uit nie. Ons weet, geweldig baie insette is deur talle betrokkenes gedoen om hierdie program te kon aanbied. Ons het al baie keer die kwessie gehoor waarmee die arme vertalers, en ek sê dit in aanhalingstekens, gekonfronteer is, Prof Andries, Prof Jan, oor hoofletters en oor kleinletters. Ek dink vandag, in die geskiedenis van die kerk in Suid-Afrika, is dit 'n hoofletterdag. Daarom dink ek dat dit ook paslik is dat ons van ons kant af elkeen wat betrokke was 'n groot dankie bring, inderdaad 'n hoogtepunt, saam met al die hoogtepunte van die kerk. Daar is deur, soos ek gesê, Dr. Gerard vir my gevra om so 'n paar bedankings te doen. Hy het dit vir my neergeskryf in die eerste plek. Ons kerkraad en gemeente Bloemfontein hier ter plaatse vir die ontvangs, die gasvryheid, en dan veral ook die betrokkenheid van Dominee Jaco en Dominee Ivan by al hierdie reëlings. Mariet, baie dankie ook vir jou pragtige orgelspel en die begeleiding. Dit was weer eens vir ons baie lekker geweest. Klankebeeld Johan, julle ouens wat daar agter sit en wat moet sorg dat alles so mooi moet verloop. Baie, baie dankie ook vir julle. Alta, jou regterhand en miskien die linkerhand ook van Dominee Jaco hier so in die gemeente. Baie dankie ook Alta. Dr. André vir die oorhandiging wat jy gedoen het. Al die voorlesers. Dianka, die violis, so pragtig om daarna te luister, baie dankie. Karin Linnetjie wat die blomme gedoen het, spesiale offergawe met die Bybelrolletjies wat almal ontvang het as julle nou sal uitstap. Dan is daar ook gesê daar is so ietsie soets vir elkeen as hulle daar by die deur uitstap, vir elkeen, na aanleiding van Psalm 119, die 103de vers wat, en ek dink Dr. André het ook net toe daarna verwys, u woord is soeter as heuning in die mond. Dink maar daaraan as jy dit ook ontvang. U word nou almal uitgenooi vir verversings hier in die saal hier agter, broeders en susters. Daar sal nuwe Bybels te koop aangebied word by die uitstalling, maar daar is gratis Sesotho Bybels beskikbaar as julle van dit wil neem vir mense wie julle dit graag wil gee. En daarmee dink ek miskien 'n baie groot dankie vir die Bybelgenootskap se betrokkenheid ook by vandag se verrigtinge. Dr. Gerard, ek dink dit was 'n groot deel van jou werk gewees om dit te reël, saam met Dr. Sander julle. Maar baie dankie daarvoor, die Bybelgenootskap, weet ek, het ook weer hulle kant gebring, baie dankie. Ons is nou klaar, broeders en susters, met ons verrigtinge. Ons sluit af met die wegsendingslied, Vonk 209, gaan met die blye boodskap.